In Jesus naam. Amen. Feit dat julle hier sê nogal iets, ons lees in Timoteus 4, vers 1, want die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en lerende van duiwels sal aanhang. Ons lees dit dan ook in 2 Tessalonisense 2 vers 3, wat praat van eers van die afval kom, en selfs Jesus wat sê in Matteus 24 vers 10, dat mense afvallig sal word, dat daar eers so iets moet gebeur. En as jy bly is dit omdat jy besef, ons is in die laaste dae, en as jy nog nie so gelukkig is, omdat jy dit nie weet. Maar die feit is, jy is nog hier, jy het nog afvallig geword nie. Want ek wil vir jy sê, dit is een van die dinge wat die duiwel doen, om ons afvallig te maak. En baie mense om my sê, pastoor is by die kerk se deur, hy stap en sê, ek is afvallig, ek het maar net 'n ander kerk, in 'n manier, ek sit al by die huis. Dis waar my kerk is, die Hebreërskrywer sê uitdruklik in Hebreërs 10. Laat ons die belydenis van hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou, en laat ons mekaar ag gee om ons liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate in die dag sien nader kom. Vandag gaan juist oor vermaning, want as gevolg van vermaning is een van die redes hoekom baie mense 'n gees het, 'n sekere gees, en dis 'n gees van aanstoot. Ek gaan vandag preek oor 'n gees van aanstoot. Ons kry baie mense wat deesdae kom en vir jou wil vertel, of vir kerke vertel, vir mense hier is in die verkeerde kerk, jy aanbid verkeerd, jy aanbid die verkeerde naam, jy gebruik of die verkeerde naam, jy gebruik die verkeerde naam, eet en drink en al die wonderlike dinge, en mense preek, pastore preek nie altyd meer wat die woord van God sê nie. Daar is allerlei verskonings wat ons het, om te sê nee, ons kom nie meer die kerkdienste bywoon nie. Daar is een ding wat in die week gebeur het, en ek mense moet reg help mee, wat gesê het, maar die woord van die Here sê dat die afval moet kom. Ons sê, as jy eenmaal gered is jy altyd gered. Dit is mos nie waar nie. Sê natuurlik is dit waar. Ja, maar pastoor, die mense sê dat die afval kom. Met ander woorde, mense gaan terugval. Die Here het dit vir ons baie mooi verduidelik. Hy het vir ons gesê, Johannes 10 vers 28-29 sê uitdruklik dat niemand die uit God se hand kan uitdruk nie, nooit nie. Maar die Here gee vir ons 'n clue in Matteus 13, hy vertel ons 'n verhaal. Hy vertel ons in Matteus 13, julle ken die gelykenis van die koring en die kaf, né? The wheat and the tares. Wat sê hy? Hy sê daar 'n man gesaai en in sy grond het hy koring gesaai. En in die nag toe die man kyk nie, toe die vyand gekom en hy het onkruid gesaai tussen, en toe hulle die goed begin sien opkom, toe kom die tuinier na die eienaar en sê, hoorie so meester, ek sien hier so 'n onkruid wat tussenin groei, sal hy dit uitskof op? En wat sê die Here? Hy sê nee, laat hulle saam opkom. Laat hulle saam opkom. En wanneer dit ryp is, wanneer jy ryp is vir die oes, dan oes ons die koring en bind dit in gerwe en ons skoffel die vuil goed uit en dan beland in die vuur. Wat sê die Here? Hy het nie gepraat van die onkruid is hulle daar buite nie. Die onkruid is in die kerk. Amen. En die koring is in die kerk. Maar daar kom 'n tyd wanneer die tyd ryp is. Dis hoekom ons moet opgewonde raak. Ek raak bekommerd as ek sien die kerk raak leeg, maar ek weet ook, dis 'n teken dat die koring ryp is vir die oes. En nou kom die skeiding. En die Here laat die vyand toe om die skeiding te bring. Die afval by Boeta en my sussie, is nie gelowiges wat afval nie. Dis mense wat dink wat se geloof hier is, maar nie 'n verhouding met die Here nie. En hulle soek uiteindelik vind hulle redes om terug te val. Dieselfde met Matteus 25, die 10 maagde. Ons lees daar van die 5 wyse en die 5 wyse en die 5 onverstandige maagde. Van wie praat ons? Gelowiges of ongelowiges? Nee, ons praat van die kerk. Maar nie die helfte van die kerk is mense wat regtig aan Christus behoort. Die ander is maar net hulle sit daar. Dis 'n gewoonte. Ons wil ook graag hê wat julle het. Ons wil ook die ewige lewe hê. Ons hou nog aan die wêreld en die wêreldse dinge vas. En nou kom daar 'n tyd wat ons hier skielik hoor, maar is nie meer nodig nie. Nee, ek hoef nie kerk toe te kom, ek hoef nie tiendes te betaal nie. Ek hoef nie dit nie, of nie dit nie. Ek het redes om in my huis te gaan sit en te glo ek is nog steeds die kerk. Maar eintlik het ek afgeval. Eintlik het ek toegelaat, eintlik besef ek dit nie. Dit wat die mense ook nie verstaan in Matteus 7 nie, wat die Here sê, klop wanneer die naam kom en sê, Here, Here,
in die naam het ons duivels uitgedryf, in die naam het ons wonders gedoen, in die naam het ons dit, in die naam het ons dat gedoen, dan sê die Here, maar ek ken jou nog steeds nie. Hoekom nie? Want die Here sal altyd, as jy in sy naam, daar's krag in sy naam, as jy in sy naam doen, en is goeie dinge, dan gaan die Here dit nog steeds doen. En as altyd, ek praat altyd af die volmaakte wil van God en die toelaatbare wil. Jy sal lees iewers dat in die Bybel het ook gebeur in die evangelies, waar die discipels gekom het en vir die Here Jesus kom sê, daar's iemand wat verkondig in die naam, maar ons het hom nie toestemming gegee nie, ons het verbied. Toe sê die Here, nee, los hom uit. Hulle wat nie teen ons is nie, is vir ons. Die Here kan selfs mense gebruik, want daar kan mense na die Here toe lyk terwyl hulle self nog nie gered is. Want hulle het nog nooit ontmoeting gehad nie. Die afval is daardie skeiding wat gaan kom. Want die Here eintlik gesê, hy is die eienaar, wat vir die tuinier Jesus Christus sê, los hulle dat hulle saam opkom. Want party lyk soos vuil goed. Maar wag 'n bietjie, as jy ryk word, jy sien dit is skore. En ander lyk dalk soos skore. Maar as hulle groot word, jy sien is onkruid. Die regte tyd kom daar die skeiding. En dis wat besig te gebeur, dit is die afval. Ek wil vir jou sê, as jy werklike verhouding met God het, sal jy nooit verlore gaan nie, nooit nie. My skriflesing het 'n paar gewoonlik, val ek hierna en val hierna toe, val daai kant toe, maar vandag as jy graag wil saam lees, my hoofskriflesing gaan wees uit Romeine 12 vanaf vers 1 tot 8, en dan gaan hy ook lees so 'n stukkie uit 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5, en Romeine 1 vers 28 tot 32, maar waar ek gaan preek, is Romeine 12 vers 1 tot 8. Kom ons sluit net ons vra die Here om met ons te wees. Dierbare Vader, ek kom na U toe. In die naam van die Here Jesus Christus, in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ek vra die elkeen van ons wat kyk en die wat hier is gedagtes gevange sal neem. Ons gaan dalk dinge hoor wat ons nie van hou nie, maar dit maak nie saak die Here, laat elkeen gevange geneem word om tot aan die einde te kyk en hierdie preek te beproef aan die einde. En dan te besluit, was dit waar, was dit nie. Ek vra dan ook, ek altyd vra Here, ek weet die preek sal preek wat U vir my gee. Ek voel ook graag weer die teenwoordigheid U hand op my. Dankie daarvoor, O Heilige Gees. Here, U die lof, kry U die eer, kry U al die goeie dinge hier uit die Here, altyd sal gaan oor U en nie oor ons sal gaan nie. In Jesus naam, amen. Amen. As U wil weet, geliefdes, hoekom bid ek? Wanneer ek bid, ek sê, ek bid tot vir die Vader, in die naam van die Here Jesus Christus, in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, is dit doodeenvoudig wat ek bid tot die drie-enige God. En mense verstaan dit nie, kom ek verduidelik dit gou, dis nie waar die preek gaan nie, maar as jy net verstaan, en as baie vrae daaroor, hoe werk dit? Ons lees in Genesis 1 vers 27, jy is geskep na die beeld van God, na sy ewebeeld. Jy is geskep, jy lyk soos God. En dan lees ons in 1 Tessalonisense 5 vers 23, mag jy bewaar word na gees, liggaam en siel. Jy is gees, met 'n siel, die siel is jou hoof, die siel is wie jy is die denker, is die een wat beheer is, met vlees, nee. En want ons weergebore word, word ons gees weergebore, maar ons vlees bly ons steeds sondig. En dis ook Paulus sê, die gees en die vlees is 'n stryd met mekaar. En as ons lyk soos die Here, en ons is 'n wese met 3 eienskappe, gees, siel en liggaam, ons God het ons ook. En hy is God, God die Vader, is die Vader wat op die troon sit. Die Here Jesus was hier met ons, dis die liggaam van God wat sy regterhand sit, maar hy het ons gestuur, dat hy altyd teenwoordig kan wees, sy Heilige Gees. So die Heilige Gees is teenwoordig. Hulle 3 werk apart en tog ook saam. Ek hoop jy verstaan dit so, en dis hoekom ek so bid. Maar nou kan ek kom na die boodskap toe. Ek praat in die week, ons hele week, ons al kort na die vorige preek, maar toe pastoor Andri ons gepreek, so hierdie preek loop nou so 2 weke in my gedagtes. Praat ek met 'n dame, en ons gesels so 'n bietjie, en ons praat eintlik oor 'n ander persoon, en ek hierdie persoon, wat vreeslik baie probleme en bekommernisse gehad het, hoe ek haar gelei om die Here te vertrou. En ek sê nogal, hierdie dame vertrou met die Here en sy gaan kerk toe. En die oomlik ek sê die ander een vir my, ek gaan die kerk toe. Sê ek weet jy gaan nie, ek praat nie oor jou nie, ek praat net oor hierdie een. Ja, maar ek wil net jy moet verstaan, ek gaan die kerk toe nie, ek het 'n rede hoekom ek die kerk toe gaan nie. En op 'n stadium word ons toe onderbreek, en sy sal my later terugbel, en sy bel onmiddellik begin sy weer en kyk, sy wil my verskriklik graag van haar vertel hoekom sy nie kerk toe gaan. En ek sê, nou goed, as sy nou maar sê, sy begin nogal met daai ding. Ek weet jy's 'n pastoor, ek sê nie jy is so.
Nou weet ek, jou kan jy sê praat van pastore, as hy sê, jy is nou nie so nie. Maar, my seun se kar so rukkie teruggebreek. En die werktuigkundige het my beloof dit en beloof dat, en 17.000 rand later, en langer as wat ek moes gevat het, die kar terug in die kar, so sies gereg nie, die pastore is om net ek ontskellis, want die werktuigkundige is 'n pastoor. Ek sê maar, die is reg. Kom ek vertel jou gegoed dit. Jy gaan die kerk toe gaan, want 'n pastoor voel jy het nie ingeloof, hy is so beskerm, en nou is so die pastoor. Ek gaan jou van nog 'n ou vertel, wat nie tevrede was met sy pastoor, was sy kombuis oorgedoen. Ja, hy sy kombuis oorgedoen, en ek dink is 'n goeie job wat hy gedoen het, nie heeltemal binne my smaak nie, maar ek dink is 'n baie pyn job. Maar dit is nou nie, denk my, wat hulle ooreengekom het baie langer gevat, dit het baie duurder gekos, en as gevolg daarvan, is hy nou 'n bietjie vies vir die pastoor, hy besluit, hy het dan die kerk verlaat, hy het na 'n ander kerk toe gegaan. Ek kan jou vertel van nog 'n ou wat ongelukkig die kerk verlaat het, want die loodgieter wat hy gebruik het as 'n pastoor, wys hy nie met die werk nie. Ek kan jou vertel van die elektriesien. Weet wat is die probleem? Die vyand gebruik 'n gees van hoogmoed en trots, wat eintlik lei tot 'n gees van aanstoot. As waar, amen. Kom ek vertel jou hoe werk dit, en ek het dit vir probeer verduidelik. Daai pastoor van jou is geroep, nie as 'n loodgieter nie. Hy is nie geroep as elektriesien nie, hy is nie geroep as 'n ou wat kombuise insit nie, hy is nie geroep as 'n mechanic nie. Hy is geroep om in diens van die Here te wees 24 ure 'n dag, om vir jou 'n preek te gaan uitleg, om te spring as dit nodig is iemand siek is, om mense by te staan. Ons het nou gesing dat die Here wil ons waak in die nag. Wie hoeveel keer maak hy sy pastore wakker om te sê waak saam met my vir Piet of Sannie of Koos. En so gaan dit aan. Probleme, mense ondersoek, en dan sal dit ander mense wat dit die pastoor se job is om vir my vervoer te gee. Pastoor, dit ook, ek kry baie. In plaas van bid vir my, ek sê nie, jy mag nie vir my vra nie. Maar verstaan jy, dis nie waarvoor ek daar is. 24 hours a day is hy besig met die Here. Dit is wat vir hy aangestel is, hy is in diens van jou, om tussen jou en die Here te wees. En dan moet hy nog tyd vind iewers vir sy eie probleme. Mense dink pastore het nie probleme nie, mense het nie bekommernisse nie, het nie families nie. Iewers moet hy nog tyd daarvoor opvind. Maar nou is dit nog 'n ding, die nuwe ding. Moet die tiendes betaal, moet die geld gee, ag die pastoor moet 'n ryk met jou geld hê. Nou wat moet die pastoor doen? Hy moet nog gaan werk. Want hy rook al 'n broodjie op die tafel hier vir sy familie. Hy moet gaan werk. Nou doen hy die ander goed, hy dalk 'n talent met karre, hy dalk 'n talent met houtwerk of wat ook al die geval mag wees, maar dis nie sy roeping nie. Maar nou gaan doen hy daai werk, want hy moet geld kry. En nou gaan jy het al reeds op 'n troontjie geplaas, want hy is die pastoor. En nou verwag jy dat die pastoor is met sy werk bo gemiddeld wees, want hy is mos direk met God. Hy gaan jou mos nou nie kan indoen nie. Nee. En nou val hy van die troontjie af. Hoe val hy van die troontjie af? Want hy is maar net 'n mens. Hy maak dieselfde fout wat enige ander motorwerktuigkundige gedalk sou gemaak het. Enige ander wat kombuise sou ingesit het. Wat ook al die geval mag wees. Hy maak die foute, maar nou is jy so kwaad vir hom, want hy is ons nou op 'n troontjie gesit en het hy afgevang. Want jy het hom op die troontjie gesit. Jy verwag van hom te doen wat hy eintlik nie veronderstel is om te doen. Want jy sien, hy kan nie vir 'n baas gaan werk, hy gaan werk vir 'n baas, dan kan hy nie in diens van jou wees nie. Dan kan hy net Sondag 'n preek doen, en miskien woensdag 'n bid hier 'n verdere tyd werk om te doen. Hy moet vir homself werk. Hy moet iets doen waar hy fleksibel is. Nou wat jy dalk nie weet nie, is daai en jy het langer gevat, want Piet of Sannie het 'n probleem gehad en hy die werk neergesit en gesê, nou gaan ek en ek gaan lewe by roeping uit. Ek het eers na daai persoon gaan kyk. Maar jy is ongeduldig. En jy dink jy doen die pastoor, as jy vir mense gevra, hoe gebruik jy die pastoor? Hoe gebruik jy die ander loodgieter nie? Nee, ek wil die pastoor ondersteun. En sê, weet wat, as jy wil ondersteun, gaan betaal jou tiendes. Gaan gooi die geld in, sodat hy versorg kan wees. Dan kry jy gebruik iemand anders. Jy sien, dit is wat die vyand doen. Hy kry vir jou 'n gees van aanstoot. Nou gaan mense aan my sê, ja, tiendes is Ou Testament. Ek wil vertel jou gou 'n ding van die Ou Testament. Dan sê jy hoe kom in jou Bybel is. Dis die skare weer, maar daar is 'n doel. Die Here mag nooit iets gesê sonder 'n doel nie. Nog nooit nie.
En eintlik kom tiendes al van Abraham se tyd, kom ek verduidelik gou vir jou, gaan lees 'n bietjie so in die Testament. Die Here het volke gehad, hy het 12 stamme gehad, maar een van die stamme was die Lewiete. En wat het hy gesê vir die Lewiete? Julle besit niks. Julle kry nie julle eie grondgebied nie. Julle is nie soos die ander stamme nie. Julle is die manne wat vir my die tabernakel moet bou en afbreek. Julle is die manne wat vir dit dra van plek tot plek. Julle is die manne wat vir my moet die ark van die Here moet dra van plek tot plek en weer gaan opslaan. Dis julle taak. Uiteindelik is daar die tempel. Uiteindelik was daar Israel. En in Israel het hulle verdeel tussen die 12 stamme. Hulle het nie hulle eie grondgebied gekry nie. Hulle moes in vry stede gaan bly. Daai stede moes hulle bewaak sodat mense wat vlug na hulle toe kan kom. Maar die Here het dit gesê. Hy het nie gesê hoorie, julle gee julle tiendes vir die tempel en die Lewiete kan dat leef nie. Gaan lees wat die Bybel sê. Hy sê gee julle tiendes vir die Lewiete sodat hulle kan leef. En die Lewiete moet 'n tiende daarvan gee vir die kerk. So as ek nou wou kon ek gesê nee, eintlik moet julle pastore betaal, salaris betaal en hy moet 90% van al die geld en net 10% vir die kerk gaan. Maar dis nie hoe dit gaan nie. Dit is nie hoe dit is vandag nie. Maar die punt, die beginsel bly nog steeds. Laat ons die Here aangestel om daar te wees vir die kerk. En dan kan hy nie. En dan maak hy foute. En dan moet hy foute maak. Nou kom die vyand en raak mense afvallig, want hy is te kwaad vir die pastoor, want hy is nou sommer in die skelm, want hy langer gevat, dus sy werk is nou nie die gehalte wat ek moes wees nie. Maar eintlik is hy maar net 'n mens. En as hy besig met die dinge waarvoor hy nie geroep was nie. Moenie vir my dink sê dis Ou Testamentiese dinge nie. Paulus sê hier in 2 Korintiërs, kom ek lees gou vir jou. Jy nou sê 2 Korintiërs 11 vers 8, luister wat hy sê. Ander gemeentes het ek beloof weer vergoeding te neem om julle te bedien. En toe ek by julle teenwoordig was en gebrek gehad het, het ek niemand lastig geval nie. Hy sê hy moes baie keer ander kerke se geld vat om Korintiërs te bedien, omdat hulle nie bereid was om hulle eie kerk te dra nie. Hy sê in 1 Korintiërs 9 vers 9, nou ons wat graan dors, wat is ons wat graan dors? Dis nou wanneer die graan aan die korinkoes mag nie gemylbaar word. Hoekom nie? Hy mag daar eet, daar waar hy werk. Nee. Hy sê verder vers 14 en vers 13 en 14, dat hulle wat die evangelie verkondig moet leef uit die evangelie. Maar nou gaan ons en ons vertel al ons stories, ons wil nie, ons geldjies is vir ons so belangrik en al die goede, en ek wil nie die hande in die sak steek en die pastoor gaan ryk word uit my, ek wil nie gee nie. En nou gaan die pastoor sê, dis van, soos Paulus, ek gaan my eie ding doen. En dan neem ons aanstoot. Want die pastoor het 'n foute. Maar dis maar net een van die, ek is nie hier om te praat oor geld nie, ek praat van een van die dinge. Dan is daar ook dit dat ons dit met die pastore dit gaan preek, of mense gaan goed preek of wat jy nie hou nie. En dis net waar hierdie gedeelte 2 Timoteus 4 vers 1 en 5 uitkom. Dis 'n bekende deel wat sê: Ek besweer jou dan vir God en die Here Jesus Christus wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer nie. Kom my woord vermaan weer. Dit is die probleem wat die mense meeste het as dit kom by vermaan. Dan kom hulle dis oordeel. Hy sê vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar's van 'n tyd wees want die gesonde leer nie sal verdra nie. Met ander woorde, hulle wil nie vermaan word nie. Hulle wil nie vertel word dat hulle ophou met hulle sonde nie. Maar omdat hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte die leraars sal versamel volgens sy eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles ligter, bly verdrukking, doe die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Hy sê eintlik vir die pastoor, jy moet maar hier verdrukking dra. Maar solank jy by die woord bly. Jy kry 'n mannetjie wat inkom. En jy kom, jy vermaan, hy wil graag in die bediening wees. En jy lei op, sê vir hy kan nie die dames alleen gaan bedien wat hy wil bedien nie. Hy moet 'n man, 'n verkieslike vrou saamvat of dinge, maar kom na jou pastoor toe. Maar kyk julle of julle die mense kan bedien, maar hy wil sy eie ding gaan doen. Jy kan nie op WhatsApp gaan geld bedel nie, want die Here sal voorsien. En so kan ek aangaan. Neem aanstoot vir daardie kerk. 'n Ander dame, as hy na gesin, het so af en toe gekom. Ek wil hê jy moet dink aan die mense, jy moet nie wonder oor wie hulle is nie. Ek gebruik nie as voorbeeld om enigiemand sleg te maak nie, maar asseblief. Kom kerk toe gereeld, maar dis daai as jy het ons gas aan gesê, dis ook nie die Here nie. Want hulle voel hulle moet hier wees. Maar die hart is dalk nie. Ek sê dalk. Maar baie mense wat ek sê, kom ons drink 'n koffie agterna, dan
gaan hulle ook baie my familie is van die voorbokke wat hulle doen. Maar ek weet daar seker 'n lekker boutjie, jy weet 'n skaapboutjie in die oond, wat ook al, ek gaan dit nie kwaadlik neem as jy haastig is, my so oud en daar nie. Maar party was so, kyk, ek wil sê ek op skaars gaan my toe so bedeer. En wat gebeur? Ek die laaste keer, en miskien ek gaan weke en maande verby, en ek vra die ou vroukie, my vra, wat gaan aan? En uiteindelik, nee pastoor, jy het ons gesin verskriklik seer gemaak. Ek dink myself, wat het ek nou gedoen? En hy vra, en met 'n lang gesukkel, nee, ek het 'n ding op die groep gesit wat hulle verneder het, en ek val rond, wat kan dit wees? En uiteindelik kom dit in een Sondag. Het ek na die diens, julle sal dit dalk onthou, 'n video opgesit van 'n man wat ly aan multiple sclerosis en hy's in die bediening. En ek het haar gesê, as hierdie ou dit kan doen, hy het al die mense so baie verskonings om die kerk toe te gaan nie. Hierdie ou het al die verskonings in die wêreld, hy's nie net in die kerk nie, hy's 'n bedienaar in die kerk. Dan het ons nie 'n verskoning nie. Ja, blykbaar het ek daai video net vir hulle opgesit om hulle te bestraf. En almal weet. Gees van aanstoot. Gees van aanstoot. Nou is 'n rede om die kerk toe te gaan nie, want die pastoor het ons nou seer gemaak. Ons soek net hy rede. Mense soek redes. Jy sien, dit is die afval. Ek sê nie, ek wil niemand oordeel. Ek sê nie as hy hier weg is as hy deel van die kaf nie, maar dit is waarskynlik so. Dit is 'n skeiding van die koring en die kaf. Hulle wat wegdruk. Ek wil vir jou sê, die Here sê dit self. Hy wys dan. Hy sê, daar's my moeder, daar's my suster, daar's my broer. Die wat die wil van die Vader doen is my broer, my suster en my moeder. Wat eintlik sê, hier wat in die huis van die Here is. Mense wat vir jou vertel, dit is die kerk nie. Natuurlik is dit die kerk, ja, die mense is die kerk, maar die kerk is 'n plek wat moet doen? Die groot opdrag, maak disippels. Hoe maak jy 'n disipel as jy jou gesinnetjie daar in die sitkamer sit en alleen godsdiens hou en jy sê dis die kerk? Ja, jy kan die Here eer, maar dit is nie die opdrag. Jy moet ons 'n plek hê wat mense kan herken en hulle kom in daarna toe wat hulle soek om gevoed te word met die woord van God. Hulle wil genees word, wat hulle rede ook al is, maar iets soek hulle, waar soek hulle, daar waar het bekend is, en die kerk gaan ook uit, en doen evangelisasiewerk buite. Dit is die woord, dit is die opdrag, en dit is wat die Satan die wil hê, en dis ook om my afval, dat mense afvallig word, en nou weer mense aanstoot, 'n gees van aanstoot. Die pastoor het my seer gemaak, die kerk het my seer gemaak, hy het iets gesê waarvan ek nie hou nie. Nou kan ek uiteindelik kom by die skrifgedeelte waar ek wil preek, en dit is dan nou uit Romeine 12, en ek was soos dit afgaan, dat julle die woord bring. Maar ons moet asseblief, julle versigtig wees met hierdie ding. Want julle nie redes van soek, daar weet jy nie eers nie, maar uiteindelik dan kry jy redes, nou kan ek my wip, en ek kan 'n kerk verlaat, ek kan na 'n ander kerk toe gaan, en dan gaan jy na kerk toe wat die waarheid verkondig, en as jy verskriklik gelukkig daar, want hy preek met my oor 'n streel, nee. Hy sê in vers 1, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer, dis julle redelike godsdienst. Wat is 'n offer? 'n Offer was 'n ding geslag, en hy moes gebloei word, en hy moes op 'n altaar verbrand word. Die Here Jesus is 'n offer, hy moes vasgenaal word, daar op 'n koppie, aan 'n kruis. Die Here sê, dis nie nodig vir jou nie, want hy het dit reeds gedoen. Amen. Maar wat is 'n redelike offer? Dit beteken om tog toe te laat dat ek verander word, om tog toe te laat om meer en meer binne sy wil te val. En om dit te kan doen, het jy die Heilige Gees nodig. Ons sê, ons is die bruid van Christus. Nou as my vrou is nou my bruid geword, sy het my nou gesien. 'n Vrou, jy soek dalk 'n man om 'n pa vir jou kinders te wees, of te help met die inkomste, of vir jou huis te gee. Dit begin dalk daarby. Maar toe jy alleen geloop het, en jy saam met jou vriendinne gaan kuier, jy het uitgegaan met hierdie man, jy het uitgegaan met daardie man, en so het jy uitgegaan met die een na die ander, en jy het heeltemal 'n ander tipe lewe gehad, en ook as jy verloof raak, of verlief raak. Nou wil jy mos gesê, nou behoort ek aan hom. Ek is nou van die raak af. Nee, ek is van die mark af. So ek gaan nie meer saam met ander mense op 'n tyd nie. Ek kan nie dan met my vriendinne, dis nie dat jy nie meer vriende mag hê nie, maar die verhouding verander nie. Hy kom ons nou eerste. Hy is mos nou vir my belangrik. En as jy lief word vir hom,
dan is dit nie meer 'n kruis wat jy dra nie. Daai kruis word al hoe ligter. Hoe liewer jy vir die persoon word, hoe ligter word die kruis wat jy dra. So wat Paulus maar net sê is, jy neem dit op. Jy gaan sekere dinge doen. As jy sê, maar dit is wat dit is om 'n verhouding met Jesus te hê. Dit is wat dit is om 'n Christen te wees. Dis nie om te glo. Maar sê Jakobus, hy sê die bose glo ook en hulle sidder weer van alles. Dis om 'n verhouding te hê. Om te sê ek is u bruid. U het my geroep, u het my gesoek. U het vir my aan die kruis gesterwe. Hoe sê die Spanjaarde, for you I killed the bull. Nee, hulle sê van die meisies, for you I killed the bull. Die Here sê vir jou, het ek daai ding weggevat. En as jy nou sê ek aanvaar u aanbod, ek word bruid van Christus. Dan is jou redelike offer om te sê, dan moet ek die wêreldse dinge laat stap. Nee. Ek moet meer en meer word soos Jesus Christus. En jy kan dit nie doen sonder die Heilige Gees. Hy sê dit dan in vers 2. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander. Ek gaan dit weer sê, word verander. As jy 'n kind is van die Here, gaan jy verander. Jy gaan nie dieselfde mens wees wat jy was. Word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie, welgevalle en volmaakte wil van God is. Jy kan hierdie boek lees en lees en lees en lees. Die Romeine 3 vers 19 en 20 sê vir jou wat sonde is. Dit sê vir jou die wet, sê vir jou wat sonde is, maar die wethouding kan jou nie red nie. Hy sê dit dan. Net Christus aan die kruis vir jou red. So jy kan weet wat sonde is, wat die Bybel sê wat sonde is, of jy kan die Heilige Gees in jou kry, en hy sê, Jeremia profeteer in Jeremia 31, vanaf vers 31, profeteer hy dit. Die Hebreërs skrywer bevestig dit in Hebreërs 8. Hy sê, dan as jy die Heilige Gees ontvang, dan gee hy vir jou 'n nuwe verbond. Hy sê, en dan gaan 'n ander ou nie vir jou vertel wie Christus is nie. O, die mense wil vir jou vertel wie God is. Gaan kyk maar op sosiale media. Almal wil vir jou vertel wie die Here is. Hulle idee. Maar as jy 'n ontmoeting met hom gehad het, gaan jy 'n verhouding met hom hê. Jy gaan weet wie hy is. Niemand gaan vir jou vertel nie. Nee. En sy wet gaan op jou hart geskryf. Met ander woorde, hier sê hy dit ook. Jy gaan weet wat sy wil is. Want hy gaan in jou hart hou. Met ander woorde, hy sê, beproef die goeie, welgevalle, volmaakte wil van God. Deur die doop, die invul, die werking van die Heilige Gees. Vers 3, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Maar dat hy daaraan moet dink dat om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel. En hier kom die kroeks. Om nie meer van jouself te dink as wat jy behoort te dink nie. Ek het hulle gepraat van mense wat hulle pastoor op 'n troontjie sit. Hoeveel mense sit hulle self op 'n troontjie? En dan val jy van die troontjie af, die pastoor kyk met jou dan af met 'n paar woorde wat jy nou seer gemaak het. Dit is net. Ja. Iemand vra die week, what was the original sin? Nou kyk ek na die comments. Party kom met 'n appel en party kom dat Satan die vrou verlei het en ander kom sê dat Eva by die Satan geslaap en ek weet nie wat sy nonsens alles nie. En ek sê toe daar's very simple. Very simple. People chose worldly knowledge above the fear of the Lord. Amen. Die mense kies wêreldse kennis bo die vrees van die Here. Gaan lees 'n bietjie Job 28. Job 28 sê dit baie mooi. Hy sê daar, dat die mense kennis, hulle kan goud uit die grond uithaal, hulle kan silwer uit die grond uithaal, hulle kan koper uit die klip uit optrek. Dis wêreldkennis. Maar wysheid behoort aan God alleen, en om ons nie wysheid ontvang het nie, het hy vir ons iets anders gegee, dis die vrees van die Here. Nou wat is dit? Wat beteken dit? Dit beteken ons is veronderstel om soos klein kindertjies voor hulle pappa te wees. Ek kan dit al baie vertel. Jy is soos 'n kleintjie, en jou pa sou help. Nee. Ek kyk nou klein gee, sy pa met Woensdag weer gevlieg. Nee, kyk as sy pa hier is, is sy ma niks. As dit sy pa. Nee. En dis dit is, jou pa sê oor die geld inbring, jou pa sê een met die kennis, jou pa moet alles weet. Al wat jy hoef te doen is om net heeltyd speeltyd, nee. Ek hoef net te speel en die lewe te geniet, my pappa sal sorg, my pappa kyk na my pappa weet alles, my pappa bring die geld in. Ek hoef niks te doen nie, ek hoef net te leef. Dis ons voor God behoort te wees. Maar toe gaan ons en ons gaan eet daai verdomde boom van kennis. En nou is ons ewe skielik soos 'n tiener. Verdol wag hy surprise.
Wanneer hy alles weet, en papa weet nou niks. Nee. Dis hoe die mense raak. As gevolg van kennis, dink ons weet alles. En omdat ons kennis het, dink ons meer van onsself as ons behoort te dink. In plaas van om soos kindertjies voor God te wees, en as hy sê iets is sonde, dan is dit sonde. Einde van die storie. Nergens het die Here gesê oor die sonde is nie meer sonde. Dit bly sonde. Die verskil is net, ek word nou oortuig deur die Gees van die Here, en bekering beteken nie, ja, sonde was alraai nie. Bekering beteken, dit is verkeerd en ek moet iets daaromtrent doen. Die Gees van die Here maak dit vir die maklikste om daarteen te veg. 'n Mama kom en haar seentjie is gay. En is 'n wonderlike seun, en hy is so pragtig, en hy is so 'n mooi manier, en al die goed, as ek is reg, is fantasties. Maar hy leef nog steeds buite die wil van God. Die mamma wil dit nie hoor. En die week, kom iemand, sit daar op, praat van die kerke, wat teen die LGBTQ praat, want tussen eet hulle varkvleis. Nou gaan ek en sê, julle wil nou 'n morele wet, en 'n sosiale wet wil julle dit voor mekaar voer. Morele wet bly altyd, dis die gebooie van God, dit bly altyd. Immoraliteit bly immoraliteit. Daar sekere sosiale wette wat spesifiek op die Jode van toepassing was, terwyl hulle in die woestyn was, wat ook al die geval mag wees. Daar spesifieke doele, die skade wees om ons te leer van rein en onrein. Maar jy kan nie twee die vergelyk nie. Maar jy sien, hulle sal nooit sê, ja, die kerke praat oor gays, maar hulle praat niks oor diefstal nie, maar die kerke praat oor diefstal. Ons hoef nie, want almal weer sonde. Of moord. Ek het daarop gesit, wat sê julle nou sê? Want oor die Here het ons lief, dis natuurlik nie die Here lief. Maar raai wat? Die Here het pedofiele ook lief. Kan dit weer sê? Die Here het mense wat met kinders wolk ook lief. Maar jy sonde nie lief. En ek vergelyk dit met dieselfde, dit is, ek sê hele immoraliteit. Eenvoudig dit. Ons preek nie gedurig oor diefstal nie, want almal erken dis diefstal. Ons preek nie gedurig oor moord nie, want almal erken dis moord. Ons preek nie oor pedofilia nie, want almal weet dis verkeerd. Maar wat word in ons skele afgedruk? Dis die enigste rede hoekom ons so oor dit te kere gaan. Dis nie dat ons hierdie mense wat gay is haat, maar dit word nie jou keel afgedruk, want dis ewe skielik 'n pride maand. Dis ewe skielik moet jy trots wees, dis pride day, pride alles. Hulle tot 'n woord daarvoor as jy nou net seker sonder dat jy nou wat 'n homofobia, nee. Jy skielik 'n vrees vir hulle. Nou wanneer gaan die dag kom dat ek preek oor mense met kinders los en nee, hy's 'n pedofiel. Dit klink verskriklik, maar dis waartoe die wêreld gaan. Dis die enigste rede, sê ek vir die mamma, dis die enigste rede hoekom ons daaroor so baie praat, want Here druk dit in ons skele af. Ons wil nie daaroor praat nie. Sonde bly sonde. Dis gelykstaan aan al die ander sonde. Dis hoekom John beweer, hy skryf, sy seentjies het droog gemaak. Nou gaan sit hulle aan die kombuistafel. En gewoonlik is dit waar 'n sit wat straf uitgedeel word, as die ouetjies half bleek en is half ongemaklik. Nou sê hy vir sy, hoorie so, dit wat julle doen kan ek maak, en ek het julle baie, julle minder lief het as julle nou lief het nie. Jou, nou lyk hulle sommer nie, hulle voel nog baie lekker. Hy sê, maar dit beteken nie ons veracht nie wat julle gedoen het. En dis die ding, die Here het elke mens lief, wat sommer nie lief. Maar die mamas wil dit nie hoor nie, en as jy jou seentjie dan is so oulik en so prachtig en mooi wonderlik is, wil jy nie hê die ewige lewe hê nie. Wil jy nie vir hom vertel dat dit verkeerd is nie. Daar is baie daar buite. Want ons sê, die mense wat sit en rook, wat rook in die kerk. Mense die bediening wat nog rook, maar dit weer is verkeerd, hulle veg dat teen. Mense wil op drink, mense wil op pornografie kyk, ek weet nie eers. Maar as 'n verskil tussen die ou wat dit erken as sonde en dis 'n probleem, en die ou wat dit doen en wil maak, nee, dit is nie sonde nie. Die oomblik as jy kom en sê, nee, ja, ek is so lief van al die goede, dis alright, jy sal verstaan, dan erken jy dit nie as sonde nie. En die mense wil dit nie hoor nie, en neem hulle aanstoot. En hulle het slegte nuus vir die mamma. Nie net, in plaas van dat jy uit liefde vir die kind wys, is verkeerd nie. En nog steeds, ek is nog steeds lief vir jou, ek gaan vir jou altyd lief wees. My kinders, ek sal vir hulle verskriklik lief wees. Nee, maar my dogter kan nou 15 jaar van saam met 'n man bly. En ek gaan vir haar sê, ek keer dit nie goed nie, maar ek kan niks doen wat jy doen. Maar die oomblik as hulle en hulle kindertjies by my kom kuier, ek vir hulle slegte nuus en hulle weet dit. Dan gaan elkeen sê, ek kan maar nie slaap, en ek keer dit nie goed.
Ek mag sonder die goedkeur nie. Die woord van die Here nie. Ons in Spreuke wil sê die deder is so goed soos die stele. Kyk wat sê die Here in Romeine 1, of Paulus in Romeine 1, dis die Here wat deur hom praat. Vanaf vers 28, luister gou hierso. Hy sê, en omdat julle dit nie die moeite werd geag het, of omdat hulle dit nie die moeite werd geag het, om God in erkentenis te hou. Met ander woorde, omdat dit nie moeite werd geag het om sonde te bely as sonde nie. Het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaal nie. Dan los die Here hulle maar doen wat hulle wil, nee. Hulle is verval met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, liefde vir geld, nee. Ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid. Nuusdraers, kwaadsprekers, pastoor André het verlede week gepraat oor skinder. En vir ons mooi verduidelik dat skinder is nie wat ons leuns vertel nie. Dis wanneer ons die waarheid vertel, dat dit is waarheid wat mense se naam en oneer bring, wat nie nodig is om oor te dra nie, nee. Weet wat, dis moord. Dis karaktermoord. Dis karakterdiefstal. Goed. Groot nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, dis waarvan ek vandag praat. Trotsaards, mense wat weens trots en hoogmoed aanstoot neem, nee. Grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde. Wat is natuurlike liefde? Liefde tussen een man en een vrou. Onverzoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, met ander woorde, hulle weet wat God gesê het in sy woord. Ja, die wat sulke dinge doen, die dood verdien, maar luister dit mooi. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Met ander woorde, al doen jy dit nie self nie, maar jy wil dit regverdig. Jy wil dit goed praat, as jy net so skuldig. Weet jy wat, as 'n goeie kans van baie mense gaan bekeer en gaan besef, en miskien nog sukkel nog meer, maar gaan sê, ek het bekeer, ek ken die sonde, en ek is besig met die Here, en jy oogies uitveer op dat hy die hemel, maar jy wat jou goedkeuring gegee het, gaan waarom werk doen. Jy kan nie. Jy kan nie. Ek vertel vandag vir jou die waarheid. En dit is hoe daar afval in die kerk word. Daar kom 'n afval, maar mense neem aanstoot en partykeer neem geliefdes ook aanstoot. In plaas van dat hulle inbly en vir jou inbid en jy kom uitkniel en kom vra Here help hierdie mense, nou verneem ek ook aanstoot en ek raak ook weg. En daardeur gaan my geliefde seentjie, dogtertjie, boetie, sussie wat ek ook verloor. Ons moet nie net vir onsself daar wees, ons moet vir ons geliefdes daar wees. So die eerste aanstoot is wanneer die pastoor nou in diens van my gestaan het, en ek het hom nou gehuur om werk te doen in plaas van om die kerk te versorg. En hy het 'n aanstoot geneem, want hy is maar net 'n mens. Die tweede aanstoot is, hy het iets gepreek, maar die waarheid is wat ek nie van hou nie. En die derde aanstoot is, ek doen iets vir die Here in die kerk, maar ek kry nie die erkenning daarvoor nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, hoekom doen jy dit? Doen jy dit vir erkenning? Doen jy dit vir jouself? Doen jy dit om gesien te word? Of doen jy dit vir die Here? Ons is almal die liggaam van Christus. En sommige van ons gaan 'n taak hê wat mense gaan sien. Sommige van ons gaan dinge doen waaroor mense gaan praat. Ons moet daaroor praat, want ons wil die getuienis gee, nie om die mens te verhef nie, maar om die werk van die Here te verhef, dat ons getuienis daarvan kan bring. So name gaan genoem word. En nou neem jy aanstoot dat my naam nie word nooit genoem. Maar jou taak is daar punt op jy is dalk nie bereid gewees om iets te doen vir die Here. Nommer 2 is, jy het 'n taakie ontvang, jy is deel van die liggaam van Christus. Dis soos die mangels en die blinde darm, sê ek altyd in 'n liggaam, né? Wat doen die mangels en die blinde darm? Dokter het vir my vertel, dit suiwer die onsuiwer ene totdat jy immuniteit gebou het as kind. Dis hoekom jou mangels ontsteek raak en later uitgehaal word en die blinde darm baie keer. Maar dit het nog steeds 'n taak in die liggaam. Is dit nie so nie? Die liggaam van die Here is volledig. So party mense gaan 'n taak hê wat meer prominent is, 'n ander ou gaan wees. Wie van julle het al daai film gekyk van daai ene wat so War, né? Swart vrou, wat het sy gedoen? Sy het by haar huis 'n kas gemaak en dis al War, en sy het mense wat sy voor moet bid en so. Dis vir die Here op haar hart geneem. Die mense weet nie eers, net so mense nie eers weet as ek vir hulle bid in die nag. Weet nie dat sy vir hulle bid nie. Sy doen dit nie vir eer nie, sy doen dit nie om raak gesien te word nie. Sy doen dit uit haar hart uit, omdat sy reg omgee en die Here haar geroep het om dit te doen. En dit is nie. Sy doen dit nie as dat die Here dit moet sien nie, sy doen dit maar net uit liefde.
Maar baie mense wil gesien word. Hoogmoed en trots maak dat mense gesien wil word, en as hy nie gesien word nie, dan neem hy aanstoot. Dis eintlik wat gebeur het met die man wat ek nou van gepraat het. Hy wil iets doen, nou verwys ek hom, dis nie die roeping van die Here, die gee kans, hy sal vir jou versorg, en dan neem hom aanstoot. Ek wil nie die Here nie dien nie. Ek wil bly. En baie keer is jy nie geroep daarvoor. Onthou wat ek nou nog gesê het, van sekere mense is geroep uit die perfekte wil van God, waarvoor hy geroep is, of uit die toelaatbare wil. En die toelaatbare wil kan baie dinge doen, maar dat is nog steeds nie die roeping van die Here op jou lewe gelaat het nie. Ons moet die Here met die leiding gee. Hy sê hierso, vers 4, want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, soos ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Die Here besluit. Hy kyk na jou karakter, hy kyk hoe jou gewilligheid ook, hy kyk hoe kan hy jou gebruik. Is dit profesie? Dit help nie, jy soek die profesie, maar jy die geloof, hy sê na die mate van geloof. Met ander woorde, as jy 1 Korintiërs 12 gaan lees, gaan jy lees van die 9 gawes. En as jy die gawes lees, jy agterkom, sekere gawes kan jy nie hier sonder 'n ander gawe nie. Jy kan nie die gawe van profesie hê, as jy nie die gawe van geloof het nie. Jy kan nie kom vanmôre sê, so sê die Here, as jy nie geloof het nie, want dan praat jy uit jou eie uit, en dan moet jy eendag 'n antwoord vir die regtersstoel, nee. So volgens die mate van geloof, of die bediening en die werk van bediening, daar is baie vorme van bediening. Ek doen bediening hiervoor, waar mense gaan, en hulle gaan bedien mense, daar by hulle huise, dalk gaan besoek hulle, dalk gesels hulle, ons het tannie gewees, tannie Susan, ongelukkig soos hy die woensdag, hy kon later in die kerk toe kom nie, maar hy het altyd gewag vir daardie ene, kom ons sê, ek gaan so 'n bietjie die tannie bedien, ek gaan bietjie by haar kuier, bietjie by haar gesels, sal met haar koffie drink, vir haar gaan nagmaal bedien, wat ook al. Daar's mense wat mense in die hospitale kan bedien, wat die mense selfs daar help nie net met woord bedien nie, maar hulle het gawe om te help om pasiënte te was, om pasiënte skoon. Sekere mense het die gawe. En ons gaan dalk nie eens daarvan weet nie. Maar so gebruik die Here jou. Jy doen dit nie om eer te kry, jy doen dit ter wille daarvan. In die werk van die bediening, die werk van bediening, of wie leer in die leer, weet jy wat om leer, om mense te leer, om die daai vorm van bediening, het jy 2 gawes nodig. 'n woord van kennis en 'n woord van wysheid. En ek wil sê, ek sal nooit roep op kennis en wysheid. Dit kom deur die werking van die Heilige Gees. Die werk van die Here. Of wie vermaan in die vermaning. Ons praat baie oor die vermaan. Nee, mense te waarsku. Wat is vermaning? Man, jy staan daar voorkant. En ek staan die kant, en die kom 'n lorry aangejaag oor die pad, en jy kom loop, en ek sê, pas op, die lorry gaan jou trap. En hulle loop nie vir my, moet my nie oor die op, nee. Kom, dan trap die lorry. Maar as jy terug gaan, sê, goed, dankie. Maar wat sê, hierdie moet my vermaan. Maar, dan moet ek ook vir jou sê, om te vermaan is ook 'n gawe. Want baie mense gaan vir jou van jou sondes vertel, en die kind hierdie ook oordeel my verskriklik. Nee. En dit gaan ook oordeel, baie mense is geneig. Baie mense moet nie vermaan, hulle het nie die gawe om te vermaan. Dit is 'n gawe om te vermaan. Wie uitdeel? Ek het nou gepraat van tiendes en allerlei lekker dinge. Praat nie net van, as ek praat van tiendes, jy praat van jou talente, praat van iets wat jy gee vir 'n ander in die omgee, maar as jy uitdeel, wat jy gee, hoe gee jy? In opregtheid. Kom dit as plig of kom dit as opregtheid? Vrou kom nou die dag na my toe, sy wil iets gee, maak jy hand so. Betaal sy 10, maar ek weet sy kan die bedrag geld nie bekostig, ek weet voor my sien, sy kan nie. Maar wie ook graag wil jy iets van terug, dit is een van die moeilikste dinge wat ek moes leer in die bediening. Is wat ek ontvang. Ek was gewoon om te gee. Maar nou, ek ontvang het nie vir my nie, dit gaan in die kerk se rekening, en die woord, maar die punt is nog steeds om te ontvang. Jy wil so graag sê die Here nodig het. Maar ek weet ons Here kan bless nie. Ek vat nou bless nie. Ons doen dit nie om gebless te word nie, maar die Here dit beweeg ons, en hy wil ons seën. Dis soos daai vroukie wat hy laaste geldjies, wat Jesus so kyk, en sy gooi haar laaste geldjies daarin. In die skatkis, nee. Sy het die minste gegee, maar sy het alles gegee wat sy het. En Jesus sê sy het eintlik die meeste gegee. Maar jy het nie gehoor gesê, Jesus het gaan uithaal gesê, wees op 'n vrou, sê, maar vat terug, jy dit nodig nie. Maar ek hier garantie aan blessing is gekom, hoor.
Met ander woorde, wat dit sê, dat ons dien dit nie vir die blessing, die blessing is 'n gevolg, dis nie die rede, dis net soos Jesus aan die kruis, dis die gevolg van die kruis wat ons gered het, maar ons doen nie, ons hou nie op sonde doen om gered te word, ons hou op sonde doen omdat ons gered is, en die Here het ons geseën, en daarom wil ons dit graag doen, maar dit moet kom uit jou hart, uit ander vrou kiloom hierin, R50 in die hand, pastories van 10, baie dankie suster, ek gaan die Here beproef, ek sê vir suster, ek dink jy die R50 maar terug. Nee, hoekom? Ek sê, want jy kom, en jy dink die Here is op aan ben, dat jy kom belê maar net so 'n bietjie hier, en dan hoop jy daar is 'n uitbetaling, as dit een van die mense wat in elk geval by die kerk kom. Nou, ek het iets in die geval, dat ek die geld vat, ek sê, kry, en ek van gebid te gaan is, want dit is die verkeerde gesindheid. So, wanneer jy uitdeel, moet dit nie uit lig wees, die Paulus het ook gesê, ek wil niks van julle afpers, kom uit die hart uit, kom met opregtheid. Wie 'n voorganger is met ywer, wie is 'n voorganger? Nie net die pastoor nie, die ou wat die musiek lei, die tannies wat kinderkerk hou en so aan, jeugbediening hou. Met ander woorde, jy's 'n voorganger, jy's in 'n leiersposisie, maar jy kan nie daar wees as jy dit nie ywerig doen nie. Jy kan dit nie wil doen, ag, is maar my plig. Ag, ek moet dit seker wat doen nie. Ag, ek doen dit nog maar 'n guns. Jy doen dit met ywer, dis 'n gawe. Dis 'n absolute gawe. Wie barmhartigheid bewys, enige barmhartigheid is baie dinge. Wanneer jy omgee vir ander, doen jy dit of jy moet of doen jy dit? Hy sê jy moet blydmoedigheid, dit moet vir jou lekker wees. Dit moet vir jou lekker wees. Geliefdes, ons kerk is besig om te kwyn. En ek raak opgewonde daaroor, want dit vertel vir my die oes is in. Die oes is besig om versamel te word. Maar ek raak ook bekommer, ons moet juist nou mense indring, daar is nog al buite saad wat gesaai moet word, daar is nog mense daar buite wat dalk geloop het omdat hulle mislei is. Ons het hulle bly bid. Wat dat jy dit vir my? Ek wil vir jou mooi vra. Ek gee die boodskap vanmôre, nie om enige iemand te oordeel nie, nie om enige iemand wat uitgestap het te sê, maar jy is nou verlore nie. Maar net dat elke een kan dink oor die saak. En kan wonder, is daar nie dalk met my gepraat vanmôre nie? Of dalk oorweeg ek om te loop, en miskien het ek net vandag die antwoord gekry. Moenie vir elke liewe inkryp minnetjie, sommer net uitbly. Maar dit is die liggaam van die Here, ek het dit al vertel, ek vertel het weer. Ek was op 'n stadium ontnigter, nie seer gemaak nie, maar ontnigter, te besef die kerk wat ek is verkondig nie die waarheid nie, en ek het begin huiskerk, en dit was fantasties, dit was great, dit was wonderlik. Maar ook maar net ons in ons gesin. En iemand het 'n video vir my gevra, ek het vir die video gegee, ek sê, is great, en die video se titel was gewees, Don't Go to Church. Ek dink ek kry nie seker 'n vanplek nie, want ek gaan nie kerk toe nie. En die pastoor het daar gesê, kerk is jou woning. Jou huis is die plek waartoe jy gaan, om te gaan slaap, om te gaan eet. Jou werk is waartoe jy gaan, om 'n salaris te verdien, skool toe om te gaan leer, sport om sport te doen, stokwerkie om stokwerkie te doen, maar die kerk is jou woning, dis jou tuiste waartoe jy terugkom, dis nie 'n plek waartoe jy gaan nie. Dis 'n plek waarvan af jy weggaan, jy kom elke geleentheid weer terug. Ek wil nie vir jy sê, as jy nie hier is jy nie deel van die kerk. Maar ek wil vir jou toch gaan sê, gaan luister bietjie wat ek gesê het, gaan hoor 'n bietjie wat ek vanmôre gesê het, of dit nie dalk tog so is nie. Want dalk net is dit so. Kom ons sê, Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord vanmôre. Dankie vir dit wat U vir ons gesê het, dit wat U vir ons gebring het vanoggend. Ons wil U al die eer gee, ek bid vir elke siel daar buite wat nog nie ingekom het nie, dat U vir hulle die lewe sal oopmaak. U het gesê, U beloof dat elkeen U naam sal hoor, sal weet van U en 'n besluit sal kan neem. Ons vra Here dat hulle sal inkom. Hulle wat dalk hier is, maar wel die kerk is, mense wat kyk op Facebook of wat ook al, Here, seën hulle ook. Maar Here, raak hulle ook aan dat hulle besef as ons gemeentelede hiervan is, dat ons wel ook belangstel om te help bydra in hierdie gemeente se voortbestaan. Die belangrikste is U gemeente, U kerk se voortbestaan. Want ek bid ek nie net vir woorde ware bediening, ek bedien vir die ware kerk van die Here reg oor die land, reg oor die wêreld. Ons glo en ons verwag dat daar groot herlewing sal plaasvind. Ons bid vir daardie herlewing, dat daai herlewing kan kom, dat vir die finale moes uitgaan, dat die ware kinders van die Here wel teenwoordig sal wees
en nie aan die slaap sal raak, wanneer die kom soos 'n dief in die nag nie. Wakend sal wees, gereed sal wees vir u koms. Ons gee vir al die lof en al die eer, al die aanbidding. Ons bid dit in naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Ek groet die Facebook kykers en nou wil ek vra.